Goeienaand broers en susters, baie welkom ook by vanaand se aandedediens, ons ontmoeting met die Here. Mag dit ook tot vir elkeen tot opbou van jou geloof en tot eer van ons Here wees. Daar is nie enige verdere afkondigings naas die wat vanoggend afgekondig is nie. So volg maar gerus, meeste van dit was in die boodskapper deurgegee. Kom ons word 'n oomblik stil voor ons begin met die erediens. Ons hulp is die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat getrou bly tot na die ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing ons saam, Psalm 146. Ons prys die Here met blye galme. En as ons dit sing, dink daaroor na, ons sing, o my siel, daar is ryke stof, dink daaroor na oor al die seëninge van die Here, wat 'n mens in jou lewe het. Ons sing saam vers 1, vers 4 en vers 8, en daarna kan ons bly staan vir ons gebed. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, U alleen is lofwaardig, dat alles wat U gemaak het, U lof besing. Ons sing daarvan saam en bedink dit dat die aarde en die hemel en alles daarop is deur die hande gemaak en alles is getuies van U mag. Dat U almagtig is, dat U in die grootheid die hele skepping gemaak het en al die detail daarvan. Die grootheid, die skoonheid, dat alles getuig van U wat die enigste ware God is. En ons dankie Here dat ons U kan ken, ons dankie dat ons vanaand saam U lof mag besing, saam in die kerk reg oor die eeue, reg oor die wêreld. Dat ons stemme kan byvoeg by die kerk wat U lof besing. Wat sing dat U heerlik is, dat U heilig is. En ons dankie Here vir so groot voorreg om saam te mag kom as kerk, saam te mag kom as medegelowiges om die lof te besing, om tot U te bid, om die woord aan te hoor, om hierdie ontmoeting met U te hê.
Ons bede is, Here, dat ons in alles ons lewe tot U sal rig, gehoorsaam mag wees aan die werk van die Gees in ons lewe, en dat ons lewe ook U naam sal groot maak. Die goeie werke wat ons doen, deur mense gesien kan word, en ons Vader wat in die hemel is, daardeur die eer kan ontvang. Ons is deur U gemaak en vir U gemaak, en daarom is dit ons bede, dat ons hele lewe tot U gerig sal wees. Ons dank Here vir hierdie besondere Sondag ook, dat ons 'n tweede keer bymekaar kan kom. 'n Sondag waarop ons opnuut oordink die gawe van die Heilige Gees wat U aan die kerk gee. En mag ons, Here, as ons hier vandaan weggaan, opnuut versterk word. Opnuut besef wat die genade is wat U vir ons gee. En dat U Gees ons deurlopend daaraan sal herinner. Ons dankie vir die woord. Ons dankie vir die evangelie wat U deur die woord aan ons verkondig op soveel maniere, op elke bladsy. Van genade op genade wat U aan ons betoon deur ons Here Jesus Christus. Ons loof en ons prys U naam daarvoor. Amen. Ons woordbediening kom vanaand uit Romeine 8, ons gaan daarvan saam lees van vers 18 tot 39, en juist daarom gaan ons nou vooraf sing, die beruiming van Romeine 8 vers 19 tot 27, dit is skrifberuiming 9:6, en ons gaan daarvan saam sing vers 5, vers 6 en vers 7, en Annemarie, ek wonder of ons nie net een keer die melodie deurspeel, dit is nie 'n baie bekende skrifberuiming nie, so ons luister eerstens net na die melodie die eerste keer, en dan sing ons saam vers 5, vers 6 en vers 7.
Ons luister saam na die woord van die Here uit Romeine 8. Ons gaan vanaand verder vanaf vers 18 tot die einde van die hoofstuk, vers 39. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daarin onderwerp het. Daarbij het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom wat hoort by die heerlikheid van die kinders van God. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het, as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit: God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf. Maar meer is dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit in die regterhand van God en hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid, vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dis oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. En hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordig of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Geliefde broers en susters, ons het vanoggend baie mooi gehoor van die wet van die Gees wat ons bevry van die wet van die sonde en die dood. Dat is die verlossing wat ons Here Jesus Christus vir ons gee. Dat die Heilige Gees ons deel laat kry aan daardie verlossingswerk van Christus, dat ons in hom is en die Gees in ons is, dat hy in ons woon en dat ons reeds verlos is. En dat ons verlossing nie gaan oor die een dag dat ons hierna in die hemel is nie, want ons verlossing gaan oor die nou en ons heiligmaking. Dat die Gees deurlopend in ons besig is om ons te vernuwe na die beeld van Christus, al hoe meer te leef volgens die wet wat die Here vir ons gee, al hoe meer heilig te wees soos God heilig is. So God se doel met ons verlossing is vir nou. Dat ons lewe nou moet lyk soos die van Christus. En dit doen God die Vader vir ons deur sy Seun en deur die Gees wat in ons woon. En deurlopend in hierdie voorafgaande gedeelte het ons gehoor van die twee wette, die wet wat uitloop op die dood en die sonde en die wet wat uitloop op die lewe en vrede. Die wet van die Here en die Gees wat die laasgenoemde in ons bewerk. En nou in die tweede gedeelte van hierdie hoofstuk is daar weer
twee werklikhede wat teen mekaar opgeweeg of teen mekaar afspeel. Ons kan dit eintlik baie mooi in Afrikaans benoem die sigtinge aan die een kant en die sekerhede aan die ander kant. Dat ons lewe word in die eerste plek deurlopend gekenmerk aan sigtinge. Dat daar is soveel dinge in hierdie lewe wat frustrasie bring, wat lei tot hierdie groot sigte, en te midde van dit het ons ook hierdie groot sekerheid wat die Heilige Gees in ons werk. Dinge waarvan ons heeltemal seker is. So hierdie sigting wat veroorsaak word deur die werklikhede waarin ons leef en die sekerhede, die geestelike dinge wat die Heilige Gees in ons lewe werk. En nou begin die gedeelte ook met die woorde van Paulus, hy sê, ons is oortuig van sekere dinge. Ons is oortuig, of hy sê, hy is oortuig, en daarmee saam ons ook, ons is oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, hierdie dinge wat ons laat swaar kry, weeg nie op teen die heerlikheid wat ons eendag sal kry nie. Wat die toekoms vir ons sal aanbreek nie. En dis hoe 'n gelowige se lewe eintlik beskryf word, gekenmerk word. 'n gelowige se lewe word gekenmerk nie 'n lewe van geen smart, geen pyn, geen lyding en jou beste lewe in hierdie lewe nie. Maar gelowige se lewe word gekenmerk aan lyding, aan swaar kry, aan seer. Jy kan dink aan al die vyandskap van die wêreld en die Satan, ons eie sondige natuur. Maar ons dink ook aan al die ellende, die afbreek van die liggaam, die dood, siekte, verhoudingsgebreke, afvalligheid, teleurstellings, ongelukke, tekorte, gebreke. Daar is soveel ellende waarin ons as gelowiges beleef, en elkeen van u kan sekerlik tientalle dinge opnoem van ellendes wat jy al in jou lewe deurgemaak het of tans moet deurmaak. Soveel so dat mens die bestaan 'n jammerdal noem. So wat saam met hierdie lyding gaan, is dan juis hierdie sug. Ons hoor hierdie reeks sigtinge wat genoem word en wie almal sug en wie elkeen wat weet dat hierdie bedeling is nie die finale bedeling nie, dat hierdie is 'n tydelike wat uitloop op die ewige en die heerlike. En juis omdat daar 'n heerlike is, juis omdat daar 'n toekomstige is waarvoor ons wag, beteken dat hierdie sigte wat ons het, is nie 'n moedelose of 'n doellose sug nie. As al versug, omdat jy weet en uitsien, daar's iets wat kom, daar's 'n heerlikheid wat kom. En ons hoor baie mooi in hierdie gedeelte van wie almal sug. Daar's 3 wat hier genoem word wat sug. Dis die skepping en die skepsel en die skepper. Al 3 wat sug. In die eerste plek word daar vir ons gesê van die skepping wat sug. En dan word die skepping vir ons hier half gepersonifiseer, daar word menslike eienskappe aan die skepping gekoppel om dit ons te laat verstaan. En anders as mense wat in hierdie bedeling as sondaars gebore word, ons besef dat die skepping eintlik al bestaan het voor die sondeval. Dat die skepping was goed gemaak en reg gewees. Dit was baie goed. Dat God verheerlik soos dit moes. Maar na die skepping aan die verydeling onderwerp is, na Adam se ongehoorsaamheid, wat nie die skepping se keuse was nie, weet ons dat die skepping sug. Dis God wat die skepping aan die verydeling onderwerp. En nou gebruik Paulus hier 'n woord wat dui dat die skepping is gebind aan 'n siklus wat nie gebreek kan word nie, wat afloop, wat agterkom en daar is agteruitgang en afbreek van die skepping. En juist daarom sug die skepping. Daar is nie 'n verbreeking van hierdie siklus nie. Maar die sugting van die skepping kom saam met pyne van verwagting. Dit is baie mooi hoor en besef wat hier gesê word. Die pyn wat die skepping beleef is weer eens ook nie doellose pyn nie. Net pyn wat seer is terwille van seer is nie. Want God het sy skepping gemaak om vir ewig te bestaan. Hy laat vaar nie die werk van sy hande nie. Maar hierdie verydeling is die laaste staat waarin die skepping sal wees en die skepping weet dit. En daarom word hierdie pyn beskryf wat die skepping het, is soos 'n vrou wat geboorte moet gee. Daardie geboortepyne wat sy het.
wat uitloop op nuwe lewe, op vreugde. En so is die skepping se pyn ook, wat weer daar kom, nuwe lewe. So die skepping se pyn, se verydeling, gaan nie vir ewig duur nie. Die skepping se pyn gaan nie uitloop op vernietiging van hierdie skepping, wat God van vooraf begin nie. Maar die skepping se pyn gaan op nuutmaking uitloop. En die Bybel leer ons baie mooi dat hierdie skepping gaan nie net opgevormel word en weggegooi word eenkant nie, dat daar 'n ander skepping gemaak word, maar die skepping gaan skoongebrand word, die aarde gaan skoongemaak word deur vuur, en dan gaan die skepping in 'n verheerlikte staat ook wees. Dat die skepping sal bevry word om te deel in die heerlikheid van die kinders van God. Met ander woorde, 'n ewigheid waar God ook hier teenwoordig is. En dis waarna die skepping met 'n gespanne verwagting uitsien. Letterlik iemand wat op hulle tone staan en uitkyk, letterlik iemand wat hulle nek uitrek en wag en kan nie wag dat dit kom nie, moet sien wat dit op die horison aankom. Dat die hele liggaam is gespanne in die verwagting dat dit nou moet gebeur. Dat die skepping kyk vooruit met gespanne afwagting om te kyk wie die kinders van God is. Wie is hulle wat op hierdie skepping op die aarde sal leef en hierdie herskepping sal deel? Wat saam in hierdie stryd is, die twee gaan hand aan hand in hierdie bedeling en beide het 'n verwagting van die heerlikheid wat sal kom. En daardie verband word dan getrek tot ons as skepsels wat ook sug, wat ook hierdie reeds en nog nie beleef. Dat ons is reeds kinders gemaak van ons Here Jesus Christus. Of van ons Vader deur Jesus Christus. Want hy het vir ons in die kruis gesterf en die Heilige Gees het in ons kom woon. Ons het die eerste vrugte van die verlossing wat kom, dat die Heilige Gees is die eerste paaiement, as die belofte van dit wat nog sal die res sal kom. Die Heilige Gees daar die deposito toe. Ons is dus reeds gered, verlede tyd, ons is gered van ons sonde. Maar ons verlossing is nog nie voltooi nie. Ons leef nog in 'n wêreld wat aan sonde onderwerp is. Ons het nog 'n sondige natuur wat baie erg 'n stryd voer vir die goeie wat ons weet ons moet doen, die reg wat ons weet ons moet doen, wat ons nie doen nie. En juist daarom sug ons ook saam met die skepping. Ons sug want ons weet ons het nog ons gefalle natuur. Ons verlang daarna dat ons sondige natuur, dit wat nie tot eer van God strek nie, wat ons doen en nie tot eer van God is nie, weggeneem word. Ons begeer om in 'n staat te leef waar elke gedagte van my, elke woord, elke daad ek doen, God verheerlik. Ons begeer om in 'n staat te lewe waar ons nie kan sondig nie. Nooit eers wil sondig, ons daaraan sal dink nie. Maar ons sug ook daarna om die verlange dat ons liggame nuut gemaak word. Liggame wat nou aan die sonde en aan die afbreek daarvan onderwerp is. So ons wag daarmee saam met die voltooiing van die aanneming. So ons is reeds aangeneem as kinders, maar ons wag vir die voltooiing daarvan dat bekend gemaak sal word, dat almal sal weet, hierdie is almal die kinders van God. Dat ons saam met God sal woon as sy kinders op die nuwe aarde. En ons wag daarop met 'n volharding vir die vervulling van ons hoop. En nou is die vraag, maar hoe lyk dit as daar met volharding gewag word? En word eintlik baie mooi gesê dat as ek volhardend wag vir dit moet gebeur, is daar eintlik deurlopend in my lewe hierdie sigtinge wat gebeur. Dat ek sug deurlopend as ek met volharding wag op wat moet gebeur, wat moet kom. En daar's nie 'n verligting in hierdie spanning nie. As ek volhard, beteken dit hier bly hierdie spanning in my dat ek beleef hierdie lyding in die lewe, ek beleef hoe swaar dit is om as gelowige te leef in hierdie lewe, want ons het nog nie die heerlikheid wat kom nie. Daar's dus die hele tyd hierdie spanning in my as gelowige van wat ek nou beleef, die lyding en die heerlikheid wat ook moet kom.
en daarom sug ek, want ek het volharding waarmee ek wag vir die ewigheid wat kom. En dis die rede hoekom die Gees ons hierin bystaan. Ons leef in hierdie spanning van lyding en hoop. En nou is dit so, dat te midde van hierdie lewe, te midde van wat ons nou leef en beleef, wil ons nou verlossing hê van ons lyding. Ons wil nou sê, maar goed, enige swaar kry wat ek nou beleef, enige moeilikheid wat ek nou beleef, wil ek onmiddellik weg hê. Maar aan die ander kant wil ek bly volhard ook. Want ek weet as die Here vir my vra, dat die Here alles gebruik ook in my lewe, ook swaar kry in my lewe gebruik, wat volharding kweek. En nou sit ek in die middel van die twee, in die spanning van ek wil nie die swaar kry beleef nie, dis my moeilik, dis my swaar, dis nie lekker nie. Maar aan die ander kant gebruik die Here die swaar kry, wat volharding kweek. En nou bid ons hierin. En nou weet 'n mens, jou gebede is deurlopend gerig op beterskap, genesing, verligting. Maar terselfdertyd bid ons ook vir die Here vir versterking van ons geloof. Ons bid vir die Here vir volharding in ons geloof, dat ons nooit sal ophou met die volharding nie. Ons bid dat ons geloof versterk sal word, iets wat die Bybel ons juist leer deur swaar kry gekweek word, deur die egte van geloof. En nou is daar nog steeds hierdie spanning. Ons weet nie wat om te bid nie. Bid ek dat die Here hierdie swaar kry wegneem? Bid ek dat die Here hierdie swaar kry gebruik? Ek wil graag nie hierdie lyding nou beleef nie, dit is nie lekker nie, dit is moeilik, dit is swaar. Maar ek wil graag ook hê die Here moet my lyding gebruik in my lewe, sodat ek sal volhard vir die heerlikheid wat kom. En juist daarom sê Paulus, staan die Heilige Gees ons by. En ons sien baie mooi die werking van die drie eenheid in ons gebede, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dat ons bid tot die Vader deur die Seun, deur die krag van die Heilige Gees. En die Gees staan ons by in ons swakheid, want ons weet nie wat om te bid nie. Maar die Gees is die een wat Paulus die wys ons in die hande vat en ons bystaan in ons swakheid. In daardie tyd jy wil ophou met jou volharding, want jy sê maar my omstandighede raak te veel, ek kan nie meer nie. Ek wil uit hierdie omstandighede uitkom. Dit voel vir my te veel. Ek wil ophou met my volharding, dit is te moeilik om te volhard as gelowige. Jou swakheid om nie te wil volhard nie. Nou hoor ons wat die Gees doen, dat daar by hom ook 'n sigting is. En hoe kosbaar is dit nie? Dat dit nie net die skepping of die skepsel is wat sug nie, maar ook die Skepper, die Gees wat by jou kom en in die hand vat en jou lei en met jou is, jou ondersteun, jou bystaan, sug saam. Maar die Gees se sug is anders. Die Gees sug nie omdat hy in 'n staat van verydeling onderwerp is nie. En dat hy uitsien om bevry te word van die staat waarin hy is nie. Die Gees is waarlik God. Maar die Gees sug omdat hy saam met ons identifiseer. Dat hy staan ons by en hy beleef wat ons beleef in die swaar kry en hy staan ons by in hierdie moeilike tyd. Dat hy is met die kerk, is vir die kerk gegee om die kerk by te staan te midde van daai swaar omstandighede. En hy deel daarom saam in hierdie verlange van die finale bevryding van beide. Want die Gees weet wat die heerlikheid is wat vir ons wag. Die Gees weet wat die heerlikheid is wat die Here vir ons bestem het as ons bly volhard. Dat by die volëinding van die dinge wat die heerlikheid is wat die Here vir ons sal gee. En die Gees is vir ons gegee om ons by te staan, om ons heilig te maak, om te werk en ons sal bly en ons groei en ons heilig maak, ons sal bly volhard in ons lewe. En eers dan by die volëinding, by ons heerlikmaking sal sy werk klaar wees. Dat ons geloof end aan uitgeleef het. Volhard het ons geloof. Dan eers sal ons heerlik gemaak wees. En daarom staan ons by met versigtiging wat nie in woorde uitgedruk kan word nie. Sodat ons gebede in lyn met die wil van God moet wees. Ons hoor wat die Gees sug, sê wat die Gees doen, kan nie in woorde uitgedruk word nie.
Ons weet nie wat om te bid nie. Bid ek dat die Here my omstandighede wegneem? Bid ek dat die Here dit gebruik om my laat te volhard? Ek weet nie wat die Here se raadsplan is nie. Ek weet nie hoe die Here hierdie dinge spesifiek in my lewe gebruik nie. Maar ek weet die Here weet die beste vir my en hy gebruik dinge in my lewe. Ons kan nie God se werk ten volle verstaan nie. En juist daarom is my gebede gebrekkig. Daarom weet ek nie wat om vir God te vra nie. Maar die Gees staan ons by. Nou hoor ons ook baie mooi, die Gees se bystand gaan nie net daaroor dat ons nie weet wat ons moet bid nie. Ons doen nie en daarom staan die Gees ons by. Maar die Gees se bystand gaan ook sodat ons sekere dinge weet en seker is van sekere dinge. Wat die Gees in ons bevestig. So ons lewe gaan nie net oor die Gees se bystand in die sigtinge nie, maar te midde daarvan die Gees se bystand vir die sekerheid wat hy ook in ons werk. En juist daarom gaan Paulus verder in vers 28, wat hy sê, maar ons weet. Daar's dinge waarvan ons absolute sekerheid het. En die Gees oortuig ons daarvan dat ons kan weet, en dis die werk van die Gees om ons juist ons oor daarop te hou. Ons weet eerstens dat God in die werk is. Ons weet dat in hierdie jammerdal waar ons nou leef, dat God onophoudend, persoonlik, aktief, doelgerig in my en jou lewe werk. En ons weet dat hy alles ten goeie laat meewerk vir ons. En dit is nie dat ons noodwendig weet wat goed is nie. Waarna verwys hierdie goed? Hierdie goed verwys ten diepste na God se heerlikheid. Dit alles werk om hom te verheerlik, maar ook vir ons verheerliking en die pad daarvan. En die verlossing van sy kerk. So hoewel ons al die ellende in die lewe beleef, is ons seker, maar dit is nie doelloos nie. Dit is nie toevallig nie. Dat daardie alle dinge is ook die swaar kry in ons lewe. Van vers 17, vers 23, wat ons nie weet wat om in daardie swaar kry te bid nie. Ons weet ook daarin dat die Here alles ons ten goeie meewerk. En weer eens gaan dit daaroor ons nie weet of ons omstandighede verlig moet word en of dit juis ons slyp in ons volharding nie, ons weet dit nie. Ons weet God laat alles ten goeie meewerk vir hulle wat hom liefhet. Dat ons is kinders gemaak, ons weet dit. En soos 'n Vader sy kinders liefhet en versorg, juist daarom het ons hom ook lief, want hy het ons eerste lief. Ons wat volgens sy raadsbesluit geroep is. Ons wat hy vooraf, voor die skepping van die wêreld bestem het om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. En hy wys van die kommentare baie mooi daarop dat hy vooraf ons geken het. Dis nie 'n intellektuele kennis nie, maar hy op 'n persoonlike verhouding het hy liefde, dat hy ons al voor die skepping van die wêreld al gekies het om ons lief te hê en daardie liefde op ons uit te stort. Hulle, ons, het hy bestem om gelyk te word aan sy seun. Dis God se wil en sy vreugde om dit te doen. En dit is wat goed is. Waartoe dit meewerk. So dit het God voor die grondlegging van die wêreld gedoen het hy ook geroep in hierdie lewe, dat hy aan hulle bekend gemaak het, sy roepstem uitgebring het. Maar dieselfde mense het hy ook regverdig gemaak. Maar dieselfde mense gee geloof en daar dieselfde mense word ook heilig gemaak, daar dieselfde mense sal ook heerlik gemaak word. So God kies om met sy kerk daardie groep mense te werk. En hy hoor baie mooi, die laaste gedeelte sê, en hy het hulle ook heerlik gemaak, en dit moet nog gebeur, dis iets wat nog moet gebeur. Maar Paulus druk dit uit in die verlede tyd, dit is so seker, dit sal gebeur. Daarom kan hy dit uitdruk asof dit al gebeur het. En juist daarom kom daar hierdie 5 retoriese vrae uit, hierdie sekerheid uit, vrae waar die Heilige Gees in ons werk en ons seker maak, oortuig daarvan, vrae wat ons kan antwoord met absolute sekerheid. As God dan vir ons is, wie kan dan teen ons wees? En nou antwoord ons deur die bystand van die Gees in ons lewe, niemand nie. As God vir ons is, kan niemand teen ons wees nie, ons is seker daarvan. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? En met die sekerheid dat die Heilige Gees in ons werk,
antwoord ons, natuurlik sal hy. Kyk dan hoe geweldig groot sy liefde vir ons, hy het sy eie seun nie gespaar om vir ons gegee. Hoeveel te meer sal hy nie dit vir ons doen nie? Sal hy nie al die ander dinge saam vir ons gee nie? Natuurlik sal hy. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Niemand kan ons aankla nie, ons is vrygespreek. Daar kom nie 'n tyd in ons lewe wat ons nie meer vrygespreek sal wees nie. Dat ons in hierdie lewe dalk vrygespreek is, maar eendag dalk nie is nie. Nou en eendag by die wederkoms weet ons is vrygespreek. Ons is heeltemal regverdig voor God. Daar's geen aanklag wat teen ons ingebring kan word nie. Ons is reeds vrygespreek. Wie kan ons dan veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit in die regterhand van God en hy pleit vir ons. Niemand kan ons veroordeel nie. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? En die bystand van die Gees en absolute sekerheid antwoord ons, niemand kan dit doen nie. En al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Of ons bevry word uit moeilike omstandighede, en of die Here juist daai moeilike omstandighede gebruik, dat ons juist daardeur in ons geloof en volhard, weet ons, te midde van alle dinge, daai sekerheid, te midde van daai sigtinge, ons is meer as oorwinnaars. Hoor hoe mooi word die einde ook uitgedruk, hoe die werk van die Gees vir ons hier baie duidelik uitgewys word. Ons is oortuig. Hy gebruik hier die werkwoord vorm om te sê, maar ons het tot hierdie sekerheid gekom, en ons bly in hierdie absolute sekerheid. Dis onbeweegbaar. Ons is hiervan oortuig, geen dood of lewe of engele of magte, of teenswoordig of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde waar is in Christus Jesus ons Here. Dat absoluut niks kan God se werk keer of frustreer nie. En as die Gees ons daarin gaan daarin ook bystaan. So broers en susters, ons beleef lyding in hierdie lewe. En juist omdat die Gees in ons werk, sug ons, want ons weet hier is nie die finale bedeling nie. Deur die werk van die Gees weet ons dat God alles in die goeie vir ons laat meewerk. En ons weet dat alles uitloop op die verheerliking van Christus en ook ons verheerliking, wat die Here vir ons beskik. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, U ken ons deur en deur, U ken ons elkene, U het ons gemaak. U ken ons elkene se omstandighede waarin ons onsself bevind. Here, U wee is nie ons wee nie. Hoe U met ons werk, gaan ons verstand te bowe. Maar ons dank U, Here, dat U ons nooit verlaat nie, nooit in die steek laat nie. En dat U ook in alle omstandighede met ons werk. Ook te midde van die swaarkry en die lyding wat ons beleef in hierdie lewe. En ons dank U, Here, dat ons kan sug oor ons toestand. Dat ons juist kan weet dat hierdie nie die finale bedeling is nie. En ons bid en ons vra, Here, daar waar daar swaarkry en ellende is, daar waar daar moeilike omstandighede is, vra ons van U om tog verligting te bring. Maar Here, daarmee saam bid ons ook dat U wil geskied en dat as U dit gebruik ook in mense se lewens om hulle geloof te slyp, hulle geloof te vorm, dat U hoogste doel tog daarin uitgevoer sal word, dat U naam verheerlik sal word deur dit. Dat gelowiges wat ook moeilike omstandighede deurmaak, se geloof ook daardeur gevorm mag word, dat ons wil bly volhard ook in die geloof. En daarom dank ons U, Here, vir swaar kry, want ons weet, ons verheug ons ook daarin,
Want dit kweek volharding en egtheid van geloof. Ons bid dat u wil sal geskied, dat die Gees by u sal pleit ook, dat u wil sal geskied in ons lewe, wat sal dien tot die eer van u naam, tot ons volharding, en eendag ook ons heerlikheid. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Kom ons slink ten slotte saam ook Skrifbereiding 5:4. Dis die res van die beruiming van Romeine 8 vers 33 tot 39. En hierdie wonderlike woorde, ons sal oorwinnaars bly deur hom vir wie ons leef en ly. Ons staan en sing ons saam Skrifbereiding 5:4. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen.